Onse dierbare God en Hemelse Vader, dit is 'n groot voorreg om vandag weer hier in 'n kerk saam te kan wees voor U aangesig. Here, ons is hier om U te aanbid as die Skepper en die Verlosser God. Maar nie net alleen het U geskep en verlos nie, U is ook die een wat ons herskep. En ons bede is dat U deur U woord vanoggend in ons hart en ons gedagtes sal werk, dat ons U stem sal hoor. Seën asseblief die woord wat ons nou gaan lees en bestudeer in hierdie oggend. Mag U, Heilige Gees, wat dit ook geïnspireer het, dit ook in ons hart en ons gedagtes verklaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre aan elkeen. Dit is 'n voorreg om vandag weer hier by julle te kan bedien. Ek sien almal loop rond, die predikant is almal verlof. Mel hardloop Kalinin toe, ek hardloop hiernatoe. Dis daarom een van ons eie ouderlinge wat by ons spreek. Maar dit is lekker om vandag weer by hier te kuier. Chris, daar's jou antwoord, dis ja. Jy het seker gewonder toe jy my sien. Ek nooi om saam met my te blaai. Ons gaan 2 van daardie gedeeltes net lees vir nou. Die een is Johannes 6 en dan gaan ons die meeste van vandag werk rondom Hebreërs, hoofstuk 9. Maar blaai eers saam met my na Johannes 6 toe. Ek het mos nou 'n boekmerkie daar gesit. Daar sy. En soos Christus sê, die bril moet maar nader wees. Dan is dit ook duideliker. Johannes 6 vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Belangrik daardie versie in 53 wat sê, as ons nie sy bloed drink nie, het ons geen lewe in ons nie. En dan blaai ons na Hebreërs, hoofstuk 11. Hoofstuk 9 vers 11. Hoofstuk 9 vers 11. Ons gaan daar 11, 12, 13 en 14 lees en die klem gaan val op vers 14. Ek hoor daarom nog so 'n paar mense het regte Bybels, ek hoor die bladsye. Vers 11. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Nou, mense liggaam kan met 'n paar dinge, sonder 'n paar dinge oor die weg kom. Jy kan 'n paar vingers verloor, jy kan 'n arm verloor, daar's mense wat geen arms het nie, geen bene het nie, maar daar's nou 'n paar dele in jou liggaam waar sonder jy nou nie oor die weg kan kom nie. Soos jou hart, jou brein. Iemand het al vir my gesê, daar's party mense wat hy wonder, want hulle gebruik nie altyd hierdie nie, maar ja, ons gebruik nie een van ons gebruik ons hele brein se kapasiteit nie. So dis lewensorgane. En dan is daar 'n ander ding in ons liggaam waaroor ons die lewer is ook 'n ander ene. Maar bloed is een ding waar sonder ons nie oor die weg kan kom nie. Nou bloed doen 'n paar dinge in ons liggame. Ek gaan sommer net so vinnig, hierdie is nou nie 'n biologie les nie,
Dit vervoer, ons weet suurstof, voedingsstowwe, al die afval in ons liggame moet dit vervoer na die regte plekke toe. Dit beskerm ons witbloedliggaampies teen enige infeksies, of as jy sny, dan laat jy nou nie aanhou bloei nie, dit stol mooi. En dan ook hanteer dit reguleer al die verskillende chemiese balanse en temperatuurbalans in ons liggame. So bloed het 'n absolute baie belangrike rol. Waar kom bloed vandaan? Nou dis 'n interessante een, né? My kinders het daai onlangs geleer. Dit word in ons beenmerg word dit vervaardig en hoofsaaklik nou nogal hier. So binne in jou beenmerg, dis waar die bloedfabriek is. En dit was my interessant, dit vat 2 dae vir 'n rooi bloedselletjie om te vorm, maar daar word elke dag 2 miljoen, of nee, elke sekond 2 miljoen van daai selle geproduseer. Kan jy jouself indink, 2 miljoen per sekond, want hulle hou net 120 dae, niks hou nie. En ons liggaam wat nou vervang nie. So hulle hou net 120 dae en dan moet hulle vervang word. Nou 'n bietjie te konteks te skep en waar my boodskap vandaan kom van nuwe bloed vir 'n nuwe lewe. 2019 is my pa gediagnoseer met beenmergkanker. En dit het maar vir die loop van tyd so ontwikkel dat aan die begin van hierdie jaar dat sy liggaam geen meer bloed vervaardig nie. So noodgedwonge moet hy nou elke nou en dan moet hy 'n bloedoortapping kry. Maar dit is nie volhoubaar nie, want nommer 1, elke keer wat jy bloedoortapping kry, beskadig dit die hart. En elke keer as jy 'n nuwe bloed kry, ontwikkel jou liggaam nuwe teenliggaampies en raak dit al hoe moeiliker om bloed te kry wat sy liggaam nie gaan verwerp nie. So dit kan nie vir altyd so aanhou nie. Daar moet nou 'n beenmerg, hy kort nuwe beenmerg wat weer bloed kan vervaardig. Opsie 1 is dat hulle uit sy eie liggaam uit beenmerg vat, maar met al die chemobehandeling is dit nie meer moontlik nie. Opsie 2 is 'n beenmergskenker. Na lank gesoek het hulle 2 ouens in Duitsland gekry, maar die R200 bybetalingkie wat hy sou moes maak, is nie bekostigbaar. R200,000, ja, 200,000, nie R200 nie, 200 met nog 3 nulle agteraan. Plan nommer 3 is dat hy iemand kry waarvan af hulle stamselle kan oes, en dan daai stamselle kan dan die nuwe beenmerg skep. Nou, wat is 'n stamsel? 'n Stamsel is 'n sel wat hom kan spesialiseer in wat ook al die liggaam nodig het. Hy kan homself, ek wil sê morf, maar hy ontwikkel, gaan in die liggaam waar die liggaam hom nodig het en hy skep dan daai sel. Wel, ek is helfte van my pa, so hulle het my getoets en gelukkig met my DNA en my bloed is toe kan dit werk. So nou is dit so wat 2 of wat weke gelede was ek in daai proses. En hoe dit werk is, terwyl my pa besig is met sy voorbereiding, en miskien moet ons hier sê, hy moet eers ook voorberei. Hy moet chemo kry aan sy kant, spesifieke chemobehandeling, wat sy hele immuunstelsel onderdruk, sodat wanneer my bloed in sy liggaam kom, die teenliggaampies of sy liggaam nie al daai stamselle doodmaak nie. Net voordat hulle daai proses wou begin, toe kom hulle agter, maar met al die bloedoortappings het hy al soveel teenliggaampies ontwikkel, dat hulle hom nou eers bloedplasma behandeling moes gee, om daai uit te sorteer. Anders gaan hulle net my witbloedliggaamselle, my stamselle in sy liggaam sit en weg is al die selle. So hy moes daardie behandeling ondergaan. Terwyl hy daarmee besig was, het ek 10 inspuitings gekry, en vir 5 dae moes ek 2 die kant, en dan 2 die kant, en 2 die kant, en weer 2 die kant, en wat daai inspuitings doen, dit jaag my bloedproduksie in die beenmerg op, en hoe mense kon jy dit voel. Alles begin soos pyn en swel, soos daai bloedproduksie opgejaag word, en dis ongelooflik hoe die biologie werk. Wat er gebeur is dat die bloedproduksie en die stamselproduksie gaan so op, dat die stamselle in jou bloedstroom ingeforceer word, en toe, dit sal nou maandag 2 weke terug wees, ek gaan lê vir, moes dalk nou 'n foto van dit ook ingesit het ek gelê vir 7 ure, met my arm so, bloed uit in die arm, dan gaan hulle deur 'n masjien, en dan oes hulle die stamselle, en hulle sit die bloed weer aan hierdie kant, en in daai 7 ure het hulle my hele liggaam se bloed 3,5 keer deur daai masjien gevat. En gelukkig het hulle oor genoeg stamselle toe geoes in daai proses. Nou,
as 'n ingenieur kyk ek na hierdie storie en ek gaan, dis cool, dat jy al hierdie goed kan doen, en dat die biologie dit kan doen, en dat die Here ons liggame so geskep het om dit te kan maak werk. Maar wat vir my baie interessant was in hierdie proses, is dat my pa se bloedtipe is B positief. Ek is AB positief. Maar wanneer daai stamselle nou hopelik begin inskop, word hy AB positief. Want dis my DNA se stamselle wat nou daai bloed gaan produseer. En daar het jy nou die kind wat die ouer se bloedtipe bepaal. Min dat dit so om kan gebeur, nê. Nee. So dan gaan hy AB positief word. Nou wat is die toepassing wat ek met u wil deel vir vandag? Elke mens is gebore met terminale beenmergkanker. En ons noem dit sonde. En ons liggame kan nie meer die bloed produseer wat nodig is om ons te red of te genees van hierdie kanker nie. Ek moes dalk nou net voor die tyd gesê, ons gaan 'n klomp teksversies vandag doen. So aan die einde, ek het so 'n paar papiertjies gedruk, maar net so 20 van hulle, wat ek daar buite gaan neersit, sodat u al die tekste het wat ons gaan deur en bietjie die vloei, sodat u nie verlore raak nie. Psalm 51 vers 7 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. En met my bloed kan ek myself nie red nie. Christus se bloed, daardie genadegawe, is die enigste ding wat ons kan red. So ek het Jesus se stamselle nodig, sodat ons liggaam, geestelike liggaam, Jesus se bloed in ons kan vervaardig. Ons het sy karakter nodig. En ek gaan Jesus se bloedtipe gaan ek nou nie 'n A of 'n B noem nie, ek gaan dit nou JC positiewe bloed noem. Jesus Christus bloed, wat ons nodig het in ons. Nou as gelowiges word daar baie gepraat en ons ken die beginsel van Christus se bloed wat ons skoon was. Ons het dit gebid ook nou. Matteus 26 vers 28 lees ons, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. In 1 Johannes 1 lees ons in vers 7 en 9, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So met hierdie beginsel of hierdie konsep van wat Jesus se bloed doen is ons redelik vertroud. Hierdie skoonwassing en dit reinig ons. Maar dit is net een aspek van Jesus se bloed, die vergifnis en die reiniging van sondes. Maar jy sien, dit help nie in iemand in my pa se toestand dat die chemo het al die kankerselle doodgemaak, maar die probleem is, sy liggaam kan nie nou nuwe bloed vervaardig nie. Hy kort meer as net die skoon was, die reiniging in sy liggaam. Hy kort iets wat nou weer nuwe bloed kan vervaardig. Hy het daai stamselle nodig. Ons het in Johannes 6 het ons gelees, waar Jesus sê ons moet sy bloed drink. Ons moet dit internaliseer. Nou ons weet, is nou nie letterlik, die Jode het dit letterlik opgevat, maar ons weet, is nie letterlik nie. Maar wanneer ons iets eet en drink, hoe sê hulle, jy is wat jy eet, né? Dit word in jou liggaam, fisiologies word dit deel van jou liggaam. So Christus sê ons moet sy vlees eet, sy bloed drink, sodat dit deel word van wie ons is. As ons gaan kyk dan daar wat Hebreërs 9 vir ons sê, daar's 3 aspekte wat Hebreërs 9 vir ons uitlig. En die konsep waar ons gaan gesels, hierdie nuwe bloed, kom eintlik maar neer op die heiligmakingsproses. Jy gaan sien die boodskap gaan ons eindig op die ou end by hierdie heiligmakingsproses. Maar ek wil dit met u deel aan die hand van nuwe bloed. En Hebreërs 9 vers 14 lig 3 aspekte daaruit. Het sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, en dan gaan ek skiep, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En ons gaan hierdie 3
aspekte gaan ons bietjie bekyk. Nou van die versies is kort en gaan op die bord verskyn. Hier en daar gaan ons bietjie langer gedeeltes lees en ek wil u uitnooi en hoe sê hulle vrywilliglik verplig om saam met my te blaai. Laat u dit self lees. Kom ons gaan kyk net eers na hierdie gedagte van julle gewete reinig. Nou aanvanklik toe dog ek, Jesus se bloed reinig my gewete. So ek hoef nou nie meer sleg te voel oor enige iets wat ek doen nie. Kan dit maar net doen en die Here het ons in my gewete gereinig en dis nou nie heeltemal dit my bietjie gepla daai ding. En toe het ek nou gaan kyk na die Grieks. Wat is die Griekse woordjie wat hulle gebruik? En die woordjie is sunideisis, as dit ook al reg uitgespreek is. Maar dit beteken 'n co-perception that is moral consciousness. En dan kom die conscience, wat die gewete is waarmee hulle dit vertaal het. So dit gaan 'n bietjie meer oor net as jou gewete. Ons kan eerder dit miskien lees as dat die Here se bloed reinig ons persepsie, ons morele bewustheid. Dit wat ons vroeër gedink het is reg, kom ons agter, dit is nou nie reg nie. Dit wat ek vroeër gedoen het en ek het gedink het is okay, is Jesus se bloed was my skoon, dit was daai morele persepsie en opvatting en perspektief wat ek het, was dit skoon en ek kom agter maar dit is nie meer reg nie. Hoe gebeur dit? Johannes 16 vers 8 tot 13. So daar kan jy saam met my blaai. Ons lees daar in Johannes 16. Ek moet ook so intoe blaai want dis nie op my notas nie. As ek moet blaai kan julle ook blaai. Ek hoor niks. Hoor ek dit nou daai kant. Daar sê goed. Johannes 16 vers 8 tot 13. Hierdie reiniging van ons morele bewustheid gebeur deur twee maniere. Johannes 16 gee vir ons die eerste, vers 8. En as hy kom, watter hy praat hy nou van, sal hy die wêreld oortuig. Heilige Gees, in hierdie gedeelte. Sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie en van geregtigheid omdat hy na my Vader gaan en julle omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So hier is die Heilige Gees wat ons morele bewustheid, ons persepsie, net weer bietjie regtrek. En dan 'n baie bekende gedeelte, 2 Timoteus 3 vers 16, dit het ons sommer daar op die bord. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En dan Psalm 119, ook bekende versies, uit u bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad, daai leenpad wat die wanpersepsie is van of jou gewete wat nie gereinig is nie. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So deur die Heilige Gees, deur God se woord word hierdie morele bewustheid weer reggetrek. Die tweede aspek in Hebreërs 9 vers 14, Jesus se bloed reinig ons gewete van dooie werke. Nou oor hierdie dooie werke wil ek nog 'n bietjie gaan grawe, 'n bietjie dieper in studeer, soos ek nou hierdie studie gedoen het, daar het nogals vir my 'n ander ding oopgegaan oor wat presies is hierdie dooie werke. En vir nou, en dis nou wat ek nou net onlangs gesien het, ek dink ek moet nog baie mooi dieper gaan grawe, gaan ek twee tipes dooie werke klassifiseer. Die een is slegte werke wat lei tot die dood. Goed wat ons weet verkeerd is en dit gaan lei tot die dood. Die ander een is goeie werke wat jy doen want jy dink dit gaan jou red, maar dis dood in die opsig van dit kan jou nie red nie. So kom ons gaan kyk wat so hierdie dooie werke, die bloed reinig ons gewete van hierdie dooie werke. Is daar 'n paar teksgedeeltes waarna ons gaan kyk. Matteus 15 vers 9.
te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Dinge wat ons altyd gedink het is reg en is goed en is gaaf, maar dit is toe nou nie reg nie. En hierdie was een van die sleutelversies wat my besef het, maar om 'n Sondag te hou is nie reg nie, dis leringe van mense. Dit is nie wat God vra nie. In Galasiërs 2 en Efesiërs 2 gee Paulus vir ons 'n baie mooi uiteensetting van hierdie dooie werke. Galasiërs 2 vers 16, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie. Is die werke van die wet op sigself sleg? Nee, maar wat is die probleem? Dit kan ons nie regverdig nie. Ons kan alleen geregverdig word deur die geloof in Christus. Efesiërs 2, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke van die wet nie, sodat niemand mag roem nie. So natuurlik verwag God van ons om die werke van die wet te doen, maar dit kan ons nie red nie. En daai opsig is daai werke dood om ons te kan red. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 wil ek ooit met julle deel. Dit het ek nou in hierdie week ontdek, hierdie teks wat so mooi inpas. Dit sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie. Hier kry ons weer daai ding van 'n oorlewering, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. So Jesus se bloed koop ons los van hierdie ydelle lewenswandel. Wat is 'n ydelle lewenswandel? Waarmee sou ons daai ydel kon vertaal? Selfgesentreerde, selfsugtige lewe. Verkeerde kompas, verkeerde morele bewustheid. Jesus koop ons los van daai selfsugtige ydelle lewenswandel of lewenswerke waarin ons vasgevang is met sy kosbare bloed. Die boek Titus is 'n boek wat ons nie gereeld na kyk nie, maar daar het ek 'n paar kosbare gedagtes ontdek. Net laat ons 'n bietjie beter kan verstaan nog rondom hierdie dooie werke waarvan gepraat word. Die bolletjie gaan seker nou nie mooi lyk op die video nie, dan gaan Mel met my raas. Ek sit hom daar onder. Titus hoofstuk 3. Blaai asseblief saam met my daarna Titus toe, daar en na Timoteus. Titus hoofstuk 3 vanaf vers 3. En dit gaan help as ek die ding opsit. Want ons was ook vroeër onverstandig, hoor 'n bietjie hierdie, hoor nou die verkeerde morele bewustheid, die ydelle lewenswandel wat hier verduidelik word, die dooie werke. Ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en sinsgenot, daai ydelle lewenswandel. Ons het in boosheid en in afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Alles dooie werke, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid, of soos Paulus ook sê die werke van die wet, wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Deur twee dinge, die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees. Ek wil hê jy moet daai twee goedjies net hier in die agterkop bære, ons gaan terugkom daarby. En dan vers 7, ja, het ons gelees. Vers 6, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Ons het al baie dinge gesê. Kom ons staan net eers 'n bietjie terug. So Jesus se bloed is nie net in staat om ons te reinig van alle sonde en alle ongeregtigheid nie. Jesus se bloed red ons ook van ons ydelle lewenswandel. Dit maak ons los. Dit reinig ons gewete van daardie dooie werke. Hoekom? Die vers sê, om die lewende God te dien. So met ander woorde, ons moet nie doen wat ons dink reg is volgens ons morele persepsie en kompas nie. Die Here kom, hy reinig hierdie morele bewustheid van ons, sodat ons in lyn is met Christus.
1 Petrus 1 leer ons dat die kosbare bloed van Christus ons losgekoop het uit hierdie ydelle, selfgesentreerde, selfsugtige lewenswandel van dooie werke. En nou is ons losgekoop. Nou wat nou? Nou maak ons net wat ons wil. Nee. Hebreërs 9 vers 14 gee vir ons die rede, die derde punt in Hebreërs 9 vers 14, wat sê, Jesus se bloed reinig ons gewete van dooie werke om die lewende God te dien. Wat behels dit om die lewende God te dien? Romeine 6 gaan ons lees. Paulus beskryf dit vir ons baie mooi daar. Ek weet, partykeer is Paulus nogal moeilik en hy skryf baie lang sinne, maar 'n mens moet bietjie die verstand gebruik. Romeine 6 vers 20 tot 23 dink ek wat ek daar wil lees. Ja. Want toe julle diensknegte was van die sonde. Okay, so die Here het ons nou gereinig sodat ons diensbaar kan wees vir God, maar voor dit was ons diensknegte van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Vers 21, watter vrug dan het julle toegehaat van die dinge waaroor julle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Die loon van die sonde is die dood. Maar nou, dat julle vrygemaak is van die sonde, of, soos Petrus gesê het, ons is vrygekoop, losgekoop van die sonde, en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking, hier is daai woordjie weer, heiligmaking, en uiteindelik die ewige lewe, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. So ons kry hier twee aspekte rondom wat Jesus se bloed vir ons doen. Vrygemaak van die sonde, om diensbaar te word aan God, soos ons in Hebreërs gelees het. Titus 3 vers 5 het gesê, ons is gered deur die bad van die wedergeboorte. Ons weet deur die wedergeboorte, ons sterf in die doopbad, en ons kom simbolies uit die water uit, en ons word wedergebore. En dan die tweede een, vrug tot heiligmaking en die ewige lewe. Dis wat Jesus vir ons doen, 'n vrug tot heiligmaking en die ewige lewe. Titus 3 vers 5 het gesê, die vernuwing van die Heilige Gees. En kom ons gaan, ek het gewonder, waar staan die klok? Ja, ons is nou by Romeine 6, en daar rondom oor te verduidelik oor vrygemaak van die sonde en diensbaar aan God. Ek gaan nie eers hoef te verduidelik nie, want Paulus verduidelik dit so mooi. So lees asseblief saam met my daar Romeine 6, en ons gaan dit net lees, en die Heilige Gees gaan dit vir u mooi uitwys, vers 1 tot 13. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Ons gewete is mos nou gereinig, ons is nou losgekoop. Nee, stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van ons Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Losgekoop uit daai ou ydelle lewenswandel, sodat ons 'n nuwe lewe kan wandel. Vers 5, want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Ons is nie meer diensbaar aan die sonde nie, ons is nou vrygemaak om diensbaar te word aan wie? Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Vers 8, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlik gehoorsaam, en ek wil sê diensbaar sou wees nie, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God
as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie en geregtigheid in die diens van God. Vrygemaak van die sonde, dood en gesterf, opgestaan, 'n nuwe lewenswandel en nou kan ons in diens staan van God. Die belangrikste gedeelte seker vandag rondom die konteks van nuwe bloed vir 'n nuwe lewe is die vernuwing deur die Heilige Gees. En ons het 2 jong manne in ons gemeente wat terwyl hulle werk ook studeer, basiese in-diensopleiding. En toe dink ek, miskien kan ons sê dat heiligmaking is die proses van heiligmaking is Christus se in-diensopleiding of verandering van ons karakter. Ons kan ons karakter net verander terwyl ons in diensopleiding is. Is heiligmaking belangrik? Is dit wat die Here wil hê? 1 Tessalonisense 4, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Vers 7, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. 2 Tessalonisense 2 vers 13, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Hoe belangrik is hierdie heiligmaking? Hebreërs 12, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Heiligmaking is nie 'n opsionele, ek dink terwyl ek nou 'n Christus is, kom ek skryf vir hierdie heiligmakingskursus. Dit lyk na 'n oulike ding. Ek gaan die heiligmakingskursus ook bywoon en doen. Dis nie 'n opsionele ding nie. Sonder dit gaan ons die Here nie sien nie. Hoe werk die proses van heiligmaking? Efesiërs 4 gaan ek vir u los om te lees. Die opskrif in my Bybel vir daai gedeelte in die woord is die Christelike heiligmaking teenoor die bedorwe sedes van die heidene. So dit kan jy self vanmiddag gaan lees. Ek gaan na Kolossense 3 toe. Dit is altyd dis my go-to. As ek wonder oor hoe die heiligmakingsproses werk, Kolossense 3 verduidelik dit so mooi stap vir stap. Efesiërs 4 ook, maar ek hou van Kolossense 3. So blaai saam met my daar na Kolossense 3 toe. Ons gaan meeste versies in daai eerste klomp lees. As julle dan vers 1 saam met Christus opgewek is, dit klink nou net soos wat ons in Romeine 6 gelees het, nee, gesterf van Christus en die opgewek saam met Christus, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat hier op die aarde is nie. Wat is die Heilige Gees besig om te doen? Hy is besig om hierdie morele bewustheid reg te kalibreer. Jy gaan dit nie kan reinig of kalibreer as jy dink oor wat hier op die aarde gaan nie. Ons moet fokus op dit wat God wil hê ons moet fokus, sodat ons morele bewustheid, soos Hebreërs 9 vir ons sê, weer kan reg kry en reinig. Vers 3, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, deur sy bloed geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. En hier volg nou die stappe, die proses van hoe hierdie heiligmakingsproses werk. Die eerste een in vers 5 sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid wat afgodediens is. So daar is die dooie werke of slegte werke wat soms net reguit lei tot die dood. Vers 8 spring ons na. So eerste een is maak dood. Vers 8 sê, lê af. Maar nou moet julle ook dit alles af lê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy dooie werke afgelê het. Sien julle? Eie mens met sy werke, en ek het nou die dooie daar ingesit. Die ou mens met sy werke, en nou wil ek die woordjie met sy dooie werke, wil ek daar insit, afgelê het. So maak dood, lê af. En dan vers 10. Wat is die uiteinde? En julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Wie se karaktereienskappe is daarin?
Christus in. Jesus se bloed in ons om ons te verander na sy beeld. Vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een die ander klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Jy sien, wanneer my bloed, my stamselle my pa inskop, gaan net sy bloedgroep verander. Gaan nie sy karakter verander nie. Maar wanneer u en ek Jesus se JC positiewe bloed ontvang, ons bloedtipe bly dieselfde, maar ons karakter moet verander. As ons Jesus se bloed in ons lewe aanvaar deur die heiligmakingsproses, moet ons karakters verander. En vir jou liggaam om gesonde bloed te produseer, wat jy insit, dit wat jy vir jou liggaam gee en wat jy eet en drink, dis wat jou liggaam het om mee te werk. Gemors kos, gemors bloed. Gesonde kos, gesonde bloed. So moet ons ook in hierdie geestelike reis en heiligmakingsproses. Dis hoekom Kolossense sê, bedink die dinge wat daar bo is. Maar dit help nie ons sit gemors hierin nie, want dan gaan dit net die bloed, dit wat Jesus se bloed in ons probeer doen, teenwerk. Daai teenliggaampies wat in my pa se liggaam is, probeer die proses teenwerk. So ons moet baie mooi dink oor wat ons vir ons fisiese liggame gee, want ons fisiese liggaam se gesondheid bepaal hierdie ding wat hier bo is se gesondheid, en hoe ons kan redeneer en dink. As hy nie gesond is nie, kan help dit ook nie, ons sit goeie dinge hier in nie, want hy kan dit in elk geval nie prosesseer nie. So ons moet baie versigtig wees oor wat ons hier in die mond insit, en wat hier in die ore en die oë ingaan, en wat ons verstand ingaan. Wie is dit wat hierdie heiligmakingsproses maak gebeur? Exodus, amper sê Esegiel, want die tweede een is Esegiel. Exodus 31 vers 13. Spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Wie heilig ons? Christus. En net so toevallig is dit in dieselfde versie om te sê, maar die Sabbat is 'n teken daarvan, dat dit die Here is wat ons heilig. So daardie redenasie wat ons ook maar seker gehad het, is dat, julle hou die Sabbat want julle dink julle is beter en dit gaan julle red. Hierdie versie sê, ons hou die Sabbat hoekom? As 'n teken dat dit die Here is wat ons heilig, nie onsself nie. En vir wie is dit 'n teken? Eksodus 31 sê dit is vir die mense daar buite, is dit 'n teken. Maar Esegiel 20 vers 12, daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek is, die Here is wat hulle heilig. So dit is beide vir die mense daar buite en vir ons, is die feit dat ons hier sit vandag 'n teken dat die Here is wat ons heilig deur sy bloed. Ons vat saam. So vir my pa was dit 'n lang gesoek en 'n gewag om 'n geskikte beenmergskenker te kry. R200,000 is te veel. En nou die bloedoortappings kan nie aanhou nie. Gelukkig my bloed en DNA is versoenbaar, compatible. En ons kon nie die week wat verby is nie, die week voor dit, het hy my stamselle gekry. Maar die proses eindig nie daar nie. Nou is dit 'n gestoei in sy liggaam om daai proses te aanvaar. En voordat hy dit ontvang het, moes sy liggaam ook eers deur 'n proses gaan. Hy moes die chemobehandeling kry, hy moes die plasma behandeling kry om te verhoed dat daai teenliggaampies en sy immuunstelsel my stamselle verwerp. En met dit dat u en ek elkeen ook daai probleem het met sonde, wonder ek, is daar nie van ons wat ook al begin agterkom het, maar hierdie wêreldse bloed, dit wat die wêreld kan bied, is nie 'n volhoubare oplossing nie. Is daar nie, hoeveel mense is daar nie, miskien hier vandag, miskien daar buite, wat ook soekend is na die regte bloedtipe, wat vir hulle daai innerlike vrede kan gee van ek is
verlos. Daar's net een bloedtipe wat daai verlossing kan gee. En dit is Jesus se JC positiewe bloed. En gelukkig is Jesus se bloed versoenbaar met elke mens op aarde. Hy het ons geskep. Ons hoef nie sy DNA te gaan toets om te sien of dit versoenbaar is nie. Maar ek moet ook eers deur 'n geestelike proses gaan om Jesus se bloed te kan ontvang. Kolossense 3 het gesê, maak dood daai ou mens, lê af al daai dinge. Ons moet pas op dat daar nie iewers in ons die Engels praat van 'n besetment. Die Afrikaans het ek bietjie gaan opsoek oor wat dit kan vertaal in 'n mooi vertaling is 'n boesemsonde. Boesemsonde. Boesemsonde is daai sondetjie wat jy so vashou en koester. En jy wil hom nie laat gaan nie. Ai, dis dan maar moeilik hierdie ding om hom te laat gaan nie en jy hou hom hier so teen jou boesem vas. Ons moet van elke sonde waarvan die Here ons bewus maak, moet ons bely. Want wat sê die Here vir ons? As ons bely, hy is getrou en regverdig om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Want as daai sonde hier binne bly, dis die teenliggaampies wat ons hou. En as daai teenliggaampies in ons is, gaan dit Jesus se stamselle teenwerk en gaan daai bloedoortapping en daai stamseloorplanting nie werk nie, want daai sonde, ons koester hierdie sonde. Ons moet elke sonde bely en vir die Here gee. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. My gebed is dat elkeen van u sal doen wat Johannes 6 vers 54 vir ons sê. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Soos ons hier praat, is my pa tans in ICU, hulle moes hom gister ICU toe vat en dit gaan glad nie goed nie. Sy liggaam bied baie weerstand. Die stamselle is daar, dis daarom nie vernietig nie, hulle kon dit bepaal, maar hy het nou bloeding op die longe gekry, en dit gaan af, en hulle moes dit nou eers ontslaa raak in hierdie behandeling. So daar's 'n wroging, daar's 'n oorlog in sy liggaam aan die gang. Wanneer ons Christus aanvaar, en sy bloed aanvaar, gaan die duiwel nie laat los nie. Daar's 'n wroging en 'n oorlog. Ons ken the great conflict, the great controversy. Hy woed buite, maar hy gaan hier binne ook woed. My broer en suster, dit kan net op ons knieë. Hou vas aan Christus. Daai belofte staan, nê? Hy wat my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Mag jy elke sonde bely, moenie aan iets vashou nie. Maak skoon, gee alles vir die Here, sodat die Here hierdie belofte kan laat waar word. Amen. Amen. Ons dierbare God en Hemelse Vader, U het U kosbare bloed vir ons kom stort, daar aan die kruis op Golgotha. En met daardie bloed dien U tans in die allerheiligste in die hemel, om ons saak vir ons te stel voor U Vader. Here, dankie dat U ons skoon was. Dankie dat U ons reinig. Maar Here, mag ons U bloed drink. Mag ons al ons sondes, ons ydelle lewenswandel, ons skewe morele bewustheid, ons vuil gewete, reinig en rig volgens U wil. Dankie dat U ons losgekoop het. En mag ons nou, deur dit wat U in ons herskep, deur U Heilige Gees, diensbaar word tot U, dat U ons kan gebruik om U werk te doen. Vergeef ons swakheid, Heer. Vergewe ons teenstand, ons ongewilligheid. Here, herskep ons asseblief. En in besonder op hierdie Sabbat, mag ons onsself in U verlustig, sodat U ook ons kan vorm na die beeld van U Seun. Ons bid en ons vra dit in Jesus se naam. Amen.